Goeiemôre gemeente. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, die een wat mens geword het, die een wat onder ons kom woon het, en wat by ons teenwoordig is. Mag jy vanoggend in besonder sy teenwoordigheid ervaar, beleef, hier waar ons as gelowiges by mekaar kom. Hy sê, daar waar sy lof besing word, daar is hy teenwoordig. Hy is al hier gewees, nog voor ons self hier opgedaag het, hy is teenwoordig. Die tema van volgende prediking is, dink niet. Dink niet. Net so 'n paar afkondigings. Daar is 'n hele paar verjaarsdae. Vanmôre Richard de Bois, is hy hierso? Wat beterskap betref, ons bid vir Treina Greiling, George Habig, hy is al tuis, sy operasie was suksesvol gewees, Tene Steyn se seun en dan Fred Kalitz bid ons ook voor. Dan, nou net in konsistorie ook genoem, die 29ste Januarie, tree Mayan Subrayan by die AGS manneaand op. Hy's 'n Indiër wat, omdat sy oupa 'n Christen was, hy het in Durban groot geword, en sy oupa het hom na die Here gelei, en hulle was op 'n stadium in Australië, en nou is hulle in Nieu-Seeland, kom heel waarskynlik die helfte van die jaar terug. Nou, hy is 'n motiveringsspreker, hy ken die woord van die Here, hy het al by Belfort, het hy ook al op die kansel gestaan, dis regtig iemand om na te luister. Hy het onder andere Chadwick Clough en Pierre Spies en van die Nieu-Zeelanders se biografieë geskryf. Hy het 'n hele klompie boeke al uitgebring rondom sy lewe en wat se verskil Christendom op sy lewe gemaak het. Een van die boeke se name is Van Put tot Paleis. En hy beskryf sy lewe amper soos Josef sin wat daaronder begin het, toe hy in Australië gekom het, wat hy moes doen, toe hulle eintlik, hy is met 'n geweer aangehou, hulle het sy kar gesteel en hy en sy familie het net besluit, hulle trek na Australië toe, hulle is nou moeg vir die misdaad in die land, en toe hy in Australië kom, die enigste werk wat hy kon doen was om toilette skoon te maak by McDonald's. En daar het hy ook, met sy werk daar het hy van die Australiërs begin ontmoet, en hy het met hulle 'n pad gestap, en eventueel het hy ook van hulle biografieë geskryf, so hy beskryf eintlik sy lewe wat daaronder was, en die Here het hom opgelig en hom gebruik op verskeie plekke. So dis iets om by te woon. As jy 'n kaartjie wil hê, dis R120 'n kaartjie, dis 'n biltong en brood aand, dan kan jy of die AGS kerkkantoor skakel, of jy kan vir my vra, dan sal ek vir jou kaartjies reël vir die aand. Kom ons raak stil voor die Here. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God, van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Amen. Ons gaan nou 2 liedere sing, 2 lofliedere tot eer van die Here. Die hemel aanskou, die werke van die vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat nie aan hom dink? Wat is die mens
staan dat U na ons sien. U laat ons heers oor die werke van U hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom sien? Hoor hier ons sien, hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam, hoor hier ons sien. Hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van U vingers, maar die sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom sien? U laat ons heers oor die werke van U hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom sien? Hoor hier ons sien, hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam, hoor hier ons sien. Hoe wonderbaar U naam, hoor hier ons sien. Jy gaat roem sy naam. Ons roem U naam. Ons roem U Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my in my ore, dat ek U leer ken, Heer.
Kom ons vra dat dit wat ons nou gesing het, dat ons regtig rustig raak voor die Here en dat hy met ons sal praat. Dankie Here vir so 'n geleentheid soos vanoggend, die nuwe jaar in, wat ons net kan rustig raak in die teenwoordigheid. Here, as daar dinge is wat pla of bekommernis is vir dit wat voor lê in die jaar, wil ons dit nou vir U bring, voor die voete neerlê. Help ons om nie daarop te fokus nie, maar op U stem, te luister wat U vir ons wil sê vanoggend, dat ons soos 'n Maria by U voete sal sit en inneem wat op U hart is vir ons. Dankie Here vir so 'n geleentheid. Ons eer U. Amen. Nou 'n interessante studie, so 'n paar jaar gelede is in Amerika gedoen en het die volgende bewys. Dit het bewys dat mense nie goed reageer op negatiewe opmerkings nie. Ek dink ons kan dit vir ons, ek dink mense weet dit eintlik, dis seker algemene kennis. Nou een van die praktiese voorbeelde wat in hierdie studie wat die Amerikaners gedoen het na vore gekom het is, dat wanneer jy iets vir jouself sê soos, moenie aan chips dink nie, dan gebeur dit juis dat jy gereeld aan 'n pak chips dink. Dis die ding wat jy juis nie wil doen nie, of vir jouself sê om nie te doen nie. Dis die ding wat dan aanhoudend in jou gedagtes na vore kom. Nou hoe werk dit, wonder jy? Die geleerdes verduidelik dit so, hulle sê dat 'n negatiewe opdrag die volgende vraag by 'n mens laat opkom, naamlik, waaraan moet ek nie dink nie? En dan kom die antwoord in jou kop ook saam met die vraag na vore, en dit is 'n pak chips. Waaraan moet ek nie dink nie? En dan dadelik 'n pak chips. En op die manier dan duik daai einste ding waaraan jy nie moet dink nie, 'n hele paar keer in mense gedagtes op. Jou onderbewussyn, dit werk so 'n bietjie op jou onderbewussyn, en jou onderbewussyn dink dan die hele tyd aan al die lekker chips wat jy nie veronderstel is om te eet nie. So geen wonder dat 'n mens, nadat jy so 'n paar keer daaraan gedink is of herinner is wat jy nie moet eet nie, chips, 'n pak chips nie, dat 'n mens dan in die kar klim en jy ry Pick n Pay toe en jy koop vir jou 'n paar pakke chips en jy eet dit sommer dadelik op. Nou dieselfde is waar ook oor verkeerde gedrag en slegte gewoontes. So aan die begin van die jaar, dan het ons mos 'n paar nuwejaarsvoorneme. Ek gaan dit of dit doen, en baie keer sê ons, maar ek gaan nie dit doen nie, en ek gaan nie meer dat doen nie. So mens besluit dikwels om 'n slegte gewoonte af te skud, of jou verkeerde gedrag te verander. Maar voor jy jou kom kry, dan het jy dit maar weer gedoen. Dan val jy maar self terug in dieselfde patroon. Dieselfde met sonde, wat 'n mens probeer ophou om te doen. En uiteindelik is 'n mens se geestelike lewe dikwels, en dit ervaar mens soms, 'n gedurende val en opstaan storie. Ek wil nie dit doen nie, maar as ek my weer kom kry, dan doen ek dit. En dan sukkel 'n mens baie keer om my verkeerde gedrag of slegte gewoontes te stop. Dis dikwels omdat jy die hele tyd fokus op hierdie verkeerde dinge wat jy nie wil doen nie. Nou is die vraag, is dit nou maar hoe die lewe is? 'n lewe van geestelike val en opstaan? Ons wil 'n ding nie doen nie, en dan doen ons dit nou maar weer, en dan vir 'n ruk nie, en dan doen ons dit nou maar weer. Moet ons dit maar ervaar as die gewone lewe, ons geestelike lewe, val en opstaan, of kan dit verander word? Die Bybel sê duidelik vir ons, dit kan verander word.
Hoe? Psalm 16 gee vir ons praktiese raad hoe 'n mens daai gedrag en daai gedagtes kan verander. Kom ons lees Psalm 16. 'n Gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar's vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. So, in plaas daarvan dat 'n mens jou van vroeg tot laat besig hou, jou gedagtes besig hou met alles wat jy nie mag doen nie, moet jy jou gedagtes verskuif en eerder aan die regte dinge dink. In plaas van om te dink wat ek nie moet doen nie, moet mense eintlik dink aan, wat moet ek doen? Mens moet jou gedagtes verskuif na die regte dinge toe. Meer nog, mens moet jou gedagtes op God fokus. Dink eerder aan God en laat sy grootheid en almag 'n mens se gedagtes vul, in plaas daarvan om die hele tyd aan 'n mens se eie swakheid, sondigheid te dink, aan die verkeerde te dink. Mens moet maak soos psalmdigter Dawid maak. Wat doen hy? Daar's 5 dinge wat hy doen in hierdie psalm, om dit reg te stel, om nie te dink. Die eerste is, erken God as die enigste Here van jou lewe en jou gedagtes. In vers 2 skryf hy, ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U, daar's vir my niks goeds nie, behalwe by U. So die eerste tree om te neem wat 'n mens kan help, om op te hou, om negatief oor jouself te dink, of om negatief te dink aan jou gebrekkige verhouding met God, is om elke dag, as jy opstaan, te verklaar dat die Here koning van jou hele lewe is. Sê sommer hardop vir die Here, soos Dawid sê, ek behoort aan U. Dis al. 'n Mens moet dit sommer doen van môreoggend af, as 'n mens opstaan, doen dit sommer so 'n paar keer deur die dag ook. Ek behoort aan U. Dit sal naderhand outomaties deel van 'n mens gedagtewêreld word en 'n deel van mense lewensingesteldheid as 'n mens op die positiewe fokus, as mens fokus op dit wat die waarheid is en dit wat opbouend is. Ek is 'n kind van U. Ek behoort aan U. Dit sal outomaties deel van mense gedagtewêreld word. Dit sal 'n mens se lewensingesteldheid ook verander. Dit kan net daartoe lei dat 'n mens verhouding met God versterk word. En op die einde kan dit 'n mens se gedrag bepaal. Begin jou dag reg. Begin dit met die Here. Sommer wanneer jy wakker word, by sy voete sit, so vol mense gedagtes met die positiewe. In ons samelewing gebeur dit gereeld, as mense ontmoet, en jy weet nie eintlik waaroor te praat nie, dan groet 'n mens, en die eerste ding waar mense fokus, of by 'n braai is oor die negatiewe wat in ons land aan die gang is, oor die negatiewe wat om ons gebeur, en dis baie keer ons invalshoek, of waarmee mense die gesprek begin, en sê die weer is so, of die weer is so, dit gaan nou al weer so swak in ons land, het jy nou al hierdie ding gehoor, voorheen toe daar nog koerante was, weet ek is daar mense wat as hulle die koerant koop, heel eerste blaai na
die doodsberigte, wie is nou dood in die week? So kan 'n mens jou gedagtes met die negatiewe vul, en dis al waarmee jy besig is, en 'n mens kan later depressief raak, as jy net daarop fokus. So op die heel beste manier om jou dag te begin is, as jy wakker word, jou stilte tyd hou, of net te sê, Here, ek behoort aan U. Dink aan die positiewe, dat 'n mens nie die hele tyd sal fokus op jou foute nie. En dan die tweede ding, omring jou met mense wat nes jy dink en leef. Omring jou elke dag met opbouende en inspirerende mense, mense wat die Here lief het, en sy naam eer en groot maak, mense wat 'n pad met hom stap, en hulle hoop op hom en hulle vertroue in hom plaas. As 'n mens elke dag net in die geselskap deurbring van mense wat negatief dink en negatief praat oor alles en almal, dan raak 'n mens naderhand ook net soos die mense. As 'n mens die hele tyd gemorskos eet, gaan dit jou gesondheid beïnvloed. As 'n mens gesonde kos eet, gaan jou gesondheid net soveel beter wees. Omring jou met mense wat positief dink, wat lief is vir die Here, eerder as om, ons sê partykeer ons ledigheid is die duiwel se oorkussing. Maak 'n besliste keuse om meer by inspirerende medegelowiges uit te kom, minder tyd by negatiewe mense deur te bring. Skakel in by 'n groep van gelowiges wat jy weet opbouend vir jouself kan wees, mense wat die Here volg. En as daar nie so 'n groep is nie, begin iewers so 'n groep. Dit kan ook help dat 'n mens nie dink. Dan die derde ding wat Dawid sê is, vind jou vreugde in die Here. In vers 5 en 6 skryf hy, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n pragtige deel is my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Wat doen Dawid? Hy fokus op God se seën in sy lewe. Hy vertel vir die Here hoe goed is hy vir hom. So fokus spesifiek op God se seën ook in jou lewe. Dit sal help dat 'n mens nie te begin dink, nie net aan die negatiewe en hoe vol sonde ek is en hoe sleg die wêreld is nie. Jy te fokus op God se seëninge in 'n mens se lewe en jou gereeld daaraan te herinner. Help 'n mens ook om nie te dink. Begin doen soos die baie bekende liedjie wat ons soms sing wat sê, tel jou seëninge een vir een. Wat se seëninge? Seëninge soos om in die Kerstyd as familie saam te kon wees, of as man en vrou saam te kon wees. Om ook nou, as jy kinders het, hulle elke dag te kan beleef. Hulle uitbundige lag, 'n beker koffie saam met 'n goeie vriend of vriendin te drink en te gesels oor hoe goed die Here is en wat hy aan die doen is. Seëninge soos 'n veilige nagrus, 'n goeie komedie op TV saam met jou gesin, die voorreg om net 'n voël te kan hoor vlieg daar buite, die voorreg om te kon opstaan en hier te kan wees vandag. En so kan 'n mens aangaan. Mens aanvaar baie dinge in die lewe as vanselfsprekend. Maar dis gawes uit die Here se hand, seëninge wat hy oor ons uitstort. Tel elke aand voor jy gaan slaap, net vir so 3-4 minute, al die seëninge wat die Here deur die dag oor jou uitgestort het. Of skryf dit in 'n boek op, 'n dagboek. En laat jou beker van blydskap dan oorloop voor die Here, as jy hom daarvoor dank. Dank en loof hom daarvoor. Hou op om saam met, die hele tyd saam met klaarkouse om jou te sing, oor die lewensstorme wat woedend om ons slaan. Sing eerder, tel jou seëninge en dan tel jy dit. Ek sê nie, ons moet die storms wat om ons woed partykeer maar net vergeet, maak asof dit nie daar is nie. Maar as dit ons fokus is die hele dag,
oor hoe sleg het gaan in ons land, hoe sleg het gaan in die wêreld, hoe sleg het gaan met myself, dan gaan ons gedagtes nooit nuut word nie. Dan gaan ons depressief word. Ons moet daai uitdagings ook hanteer, saam met die Here. Dan Paulus byvoorbeeld, ek meen, toe hy die brief Filippense geskryf het, toe was hy in die tronk. Hy was in boeye. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. En dis wat hy gedoen het. Hy het nie gekla, ek lees nêrens dat hy gekla het oor die kos wat sleg was, of die bewaarders wat hom sleg behandel het nie, of die boeye wat nou te styf gedruk het nie. Nee. Hy het die medegelowiges in Filippense het hy bemoedig, en sê, verbly julle in die Here, want hy het homself, terwyl hy in boeye was hy 'n instrument in die hande van die Here. En hy het hulle ook, glo ek, anders laat dink, nie laat dink. Nommer 4, sien raak hoe die Here in jou lewe aan die werk is. In vers 8 skryf Dawid, ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Wanneer mense jou gedagtes die hele tyd met negatiewe dinge besig hou, dan sien 'n mens net mislukkings raak. As jy jou gedagtes die hele tyd besig raak met jou eie foute, dan voel jy self naderhand soos 'n mislukking. En dis verkeerd, want God is immers, as ons oop en ontvanklik is, die hele tyd besig, dag na dag besig om ons al hoe meer te verander, om heeltemal aan sy beeld gelyk te word. Kyk 'n slag na jouself, hoe God na jou kyk. Hoe kyk God na jou? Wat sê hy oor jou? 1 Korintiërs 1 vers 2 is nogal 'n goeie voorbeeld. God sê daarin, jy is 'n heilige. Baie keer aanbid ons en sê, Here, wees my arme sondaar genadig. Nêrens waar iemand tot bekeer gekom het, word van daai persoon gepraat as 'n sondaar nie. Jy's of 'n sondaar of jy's 'n gelowige. En die Bybel spreek ons wat kinders van God is aan as heiliges. Weet, in die Rooms-Katolieke Kerk is daar net sekere mense wat as heilig geklassifiseer word. En dit is eers 'n hele paar jaar nadat hulle dood is, dan kom die Rooms-Katolieke Raad, die kerk bymekaar, en dan besluit hulle, hierdie ou is Sint Pieter of Sint Mary, 'n saint, 'n heilige. Nee, die Bybel sê, die oomblik wat jou hart vir Here gegee het, is jy reeds 'n heilige. Dan is jy nie meer 'n sondaar nie, jy kan nie van jouself praat as 'n sondaar nie. So dis hoe die Here jou sien. Kyk bietjie na jouself, soos die Here na jou kyk. Hy sien jou as 'n gelowige. Romeine 1 vers 7 sê hy, jy's 'n geliefde. Die Here sê, ek het jou oneindig lief. Jy's 'n geliefde van my. Is baie keer net 'n man wat dit vir sy vrou sê, of 'n vrou vir 'n man. Maar dis wat die Here vir jou sê, jy's my geliefde. Ek het jou oneindig lief. Romeine 9 vers 22 sê hy, en dis nog sterker, hy sê, jy's my beminde. Daai sterk band wat tussen die Here en ons is, ons moet net, ek kan eintlik vir jou 'n hele lang lys gee, ek het so lys by die huis van wat die Here sê oor ons, hoe hy ons sien. Efesiërs 1 vers 7 sê hy, jy's vergewe en gewas in Jesus se bloed. Jy's skoon gewas, as die Here na jou kyk, dan sien hy Jesus wat in jou woon raak, nie 'n sondaar nie. Johannes 10 vers 28, niemand sal my uit God se hand ruk nie. Jy's kosbaar vir die Here. En so kan 'n mens aangaan. Dis hoe God jou sien, en dis, as jy agterkom hoe God jou sien, sal jy ook nie begin dink oor jouself en jou verhouding met die Here. Dan sal jy nie vashaak by daai loop en val. Sal jy versekering in jou hart hê, ongeag wat ek doen. En dis nou nie, soos Paulus sê, dis nou nie 'n lisensie om te gaan sondig nie. Maar die Here hou nie teen ons, as ons foute maak en struikel nie. Hy sien ons steeds op dieselfde manier. Begin 'n slag oor jouself dink en praat, soos Jesus oor jou dink en praat. En loof en dank hom daarvoor. Laat hoe hy jou sien,
in jou gedagtes vashak, dan sal jy nie begin dink daaroor en nie begin optree. Meer soos hy word. Dan die laaste ene is, dink aan God. In vers 7 skryf Dawid, ek sal die Here loof wat my tot die regte insigte gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Selfs in die nag. Dink so deur die loop van die dag aan God, waar jy ook al is. Baie keer beperk ons praat met die Here tot ons stilte tyd vanoggend en vanaand voordat ons gaan slaap. Dawid het nie gedoen nie. Elke oomblik van die dag was hy bewus van die Here se teenwoordigheid. Fokus op die Here en praat met hom wanneer jy by 'n verkeerslig moet stilhou. Praat met hom daar waar jy in die ry staan by die munisipaliteit om jou rekening te betaal of jou lisensie te hernie of by Pick n Pay wanneer jy iets koop. Of as jy bestuur, as jy iewers heen ry, wanneer jy kos maak. Ek dink dis 'n probleem in ons lewens baie keer is, ons plaas die teenwoordigheid van die Here in sulke kompartemente. Sondagoggend by die diens, daar's die Here. In my stilte tyd praat ek met hom. Vanaand as voor ek in die bed klim en dan ons bid saam. Maar deur die dag is ek so besig met my eie dinge, dat ek baie keer vergeet van die Here. En dit is wat aanbidding is om bewus te wees van die Here se teenwoordigheid. En dis iets wat ons reg deur die dag moet doen eintlik. Met elke geleentheid, waar ons kom. Bid geduldig sonder ophou. Ek wil eintlik sê aanbid geduldig sonder ophou, soos Paulus sê. Stel jou gedagtes al hoe meer op God in, ook deur die loop van die dag. Maak 'n punt daarvan om sy grootheid oral om jou raak te sien en dan verheug jy jou daarin. Dawid is iemand wat hom in die Here verheug het. Hy het selfs gedans daaroor. Die Here geloof. Nie net soggens met ons stilte tyd of vanaand voor ons gaan slaap nie. Kom ons begin hier aan die begin van 2026 om hierdie praktiese raad wat Dawid vir ons in die Psalm gee toe te pas in ons lewens. Kom ons beweeg weg daarvan om altyd negatief te dink. Kom ons begin om nie te dink, nie oor God te dink, oor wie hy is, hoe hy is, wat hy rondom ons en vir ons doen. Nie te dink oor hoe hy ons sien en van ons praat. As ons dit begin doen, nie begin dink, dan kan dit nie anders dat ons ook nie sal begin leef nie. Dan kan dit ook nie anders nie dat diegene om ons ook by ons begin aansteek om ook nie te dink en nie te leef. Dink net hoe wonderlik kan dit wees. En dit kan. Maar dit moet by jou en my begin. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit die hele jaar en daarna van vandag af. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons is dikwels so vasgevang in patrone van negatiewe denke, die ou manier van dink. Ons is so gou geneig om te kla en te fokus op dit wat negatief is rondom ons, dat ons selfs ons gedrag en ons optrede dit reflekteer. Help ons om Dawid se voorbeeld te volg en nie te dink oor U. Help ons om rondom ons te kyk en die mooi in die samelewing te sien, waar U aan die werk is, wat U besig is om te doen, wat U gemaak het
waarin ons kan verheug. Help ons om daardie persoon te wees wat die goedheid en genade soos 'n lig rondom ons laat skyn. En Here, want as ons so aan hierdie negatiewe vashou, dan verdof ons eie liggie. Dan raak ons so sout wat laf geword het, wat nie 'n verskil maak nie. En op die einde begin dit by ons denke oor U. Ons dink so baie oor die wêreld in plaas van oor U. Help ons om meer geleenthede te gebruik om maar net bewus te raak van die teenwoordigheid. Dat dit nie 'n once-off ding sal wees nie, maar dat ons, waar ons beweeg, ingestel sal wees om die goedheid raak te sien en U te loof en te prys daarvoor. Help ons om die verskil te wees in die gemeenskappe waar ons beweeg. Met hoe ons oor U praat, hoe ons van U praat en hoe U ons sien. Help dat die manier waarop U met ons praat en ons sien dat dit sal deurvloei na mense rondom ons. En dat hulle dit ook sal ervaar dat U ook vir hulle lief is en die goedheid oor hulle wil uitstort. Dankie vir 'n jaar wat voorlê. Help ons en lei ons om in hierdie jaar opbouend te wees. Help ons om 'n verskil te maak waar ons beweeg. 'n Ewigheidsverskil in U naam. Waar die skole die week begin, wil U ook so kinders wat na nuwe skole toe gaan of nuwe aanpassings moet maak, wil U ook vir hulle veilig in die hand hou. Wil U ook die onderwysers naby wees, vir hulle seën wat ook 'n verskil moet maak. Gebruik hulle ook in die koninkryk. Ons bid ook, Here, vir hulle wat siek is, wie se name op hierdie lys verskyn, dat hulle spoedig sal herstel en beter word, en dat daar genesing sal kom. Dankie, Here, dat U vir ons sê en ons kan weet, ons is veilig in U hand. Ons is U geliefde. Ons dankie daarvoor. Amen. Kom ons eer die Here met ons offergawes. Kom ons bid saam. Dankie, Here, vir die seëninge wat ons ontvang in terme van finansies, om dinge te kan koop wat nodig is. Dankie dat U elke dag vir ons sorg, ons nie tekortkoming het nie. En hierdie offergawes wat ons bring, wil ons net uit ons harte kom sê, dankie, Here. Dis een van die maniere waarop ons vir U dankie sê en ons wil U naam loof en prys daarvoor. Dankie, Here. Amen. Ons sluit af met ons slotlied, Hoe groot is ons God. Ek dink hierdie lied, dit wat ek vanoggend gesê het ook, vertel juis hoe groot ons God is. En dis een op wie ons moet fokus, op wie ons gedagtes moet rig, sodat ons ook nie kan dink.
Kom ons staan. Ontvang die seën van die Here. Mag God in ons gedagtes wees en in hoe ons dinge verstaan. Mag God in ons oë wees en in hoe ons kyk. Mag God in ons monde wees en in alles wat ons sê. Mag God in ons harte wees en in ons manier van dink. Mag God by ons wees oral waar ons gaan, tot die einde toe. Amen.